Goeiemôre gemeente. As u na my agtergrond en na my omgewing kyk, sal u verstaan dat ek verlang om saam met julle in die kerk te kan wees. Of dan ten minste in die gebou te kan wees. Ek het sommer spesiaal alles weer mooi reggepak en maar gehoop julle sit op hierdie stoele. So ek wil vir almal van u sê, baie welkom by hierdie erediens. Ook vir ons kinders. Ek hoop julle verlang ook baie na julle eredienste. En ek wil glo, geliefdes, dat ook hierdie geleentheid 'n mooi geleentheid sal wees, waarin die Here vir ons 'n boodskap gee. Ek het so 2-3 afkondigings. U sal nou al kennis geneem het dat ons die Tjoenkwe uitreik, wat die 19de Junie sou plaasvind, het ons afgestel op die stadium, weens 'n klomp omstandighede. Maar Dominee Johan het ook sy jeug uitreik na Mosambiek, wat saam met die ring sou plaasvind, ook afgestel. En ons sal binnekort besluit oor die toekoms van die bazaar, wat betref die 29ste Mei. Maar ons het genoeg tyd om vir u vroegtydig te laat weet. Dit sal alles afhang van watter streng maatreëls die staatspresident gaan instel met die oog op die tyd na die kwarantyntyd of na die grendeltyd. Maar geliefdes, kom ons sit agteroor. Ek weet u sit sommer daar in die bed en luister. Ons kry baie mooi terugvoer en ons sê vir julle baie dankie. Dis ook lekker om op hierdie manier met julle te kan kommunikeer. So geliefdes, ek wil graag hierdie diens begin uit een van my geliefkoeste psalms, naamlik Psalm 84. En miskien verwoord dit 'n mens se behoefte vandag. En ek lees hier vanaf vers 1. Psalm 84. Hoe lief het ek u woning, Here. Hoor net bietjie wat sê. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange om na die tempel van die Here op te gaan. Ja, met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Nou geliefdes, ek dink dis baie duidelik in hierdie teksvers dat die rede waarom hierdie psalmdigter so verlang om met die Here uit te kom, is omdat hy, of om by die tempel uit te kom, is omdat hy vir die Here so lief het. En dan sê hierdie psalm pragtige dinge, waarvan die een vers byvoorbeeld sê, waarlik een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. En dan sê hier nog 'n vers, hy sê, ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Ag geliefdes, mag almal van u, binne u eie omstandighede, met u eie kwessies, u eie vraagstukke, u eie vrese en onsekerhede, u ontvang nou die seën van die Here, as hy sê, genade vir jou, en vrede vir jou, barmhartigheid vir jou, en dit kom van wie? Van God die Vader, en van Jesus Christus, die Here, en dit kom deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En ons kan daarop antwoord deur te sê, Amen, prys die Here, Halleluja, dis wat ons nou nodig het. Nou voordat ons die Here nou gaan eer met 3 lofsange, wil ek vir u vra dat ons eers saam bid. Kom ons buig die hoofde in gebed. Wonderlike, dierbare Here, ons wil u vandag regtig aanbid as ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is. Daarmee, Here, erken ons en bely ons u majesteit en u krag en u heerlikheid. Daarmee bely ons, Here, dat u ons skepper is. Maar ons wil u ook kom aanbid deur u seun Jesus Christus, wie se lyding, wie se dood, wie se opstanding ons sopas herdenk het en beleef het op 'n baie intensiewe manier. Maar ons wil ook deur Jesus Christus, u as die Gees van God, aanbid vir dit wat u in ons lewens doen. Dit wat u deur die woord doen, dit wat u deur die algemene openbaring doen, dit wat u deur die geskiedenis doen, dit wat u deur die kultuur doen. Ons wil u, o Gees van God, kom loof, ons wil u kom aanbid.
Maar juist daarom wil ons vanoggend kom vra asseblief, daar's dalk 'n klomp faktore wat ons aandag aftrek, maar Here, gee vir ons vanoggend die genade om na u woord te luister. En daarom bid ons dat u as die Gees van God die woord vir ons sal oopmaak, dat u dit vir ons sal breek, sodat klein en groot, oud en jonk, dit kan verstaan. Ja Here, ons sê vir u dankie, vir die treffende verhaal wat u gaan gebruik om ons te bedien. Daarom bid ons u seën toe, op die lees en die oordeenking ook van u woord. Maar Here, ons wil nou eers sing. Ons wil nou ook luister na die pragtige liedere van Vader, Seun, Heilige Gees. Ons wil u ook loof en prys met 10.000 redes. En ons wil u, o Here, ook kom aanbid met die woorde van die vlamlied daarom. En ons bid Here dat u dit sal hoor en dat daar waar ons in die sitkamer sit of miskien in die motorhuis besig is of waar ons op die bed sit, Here, dat ons as gesinne sommer net lekker sal saam sing en u daardeur sal verheerlik. Here, luister nou na ons lofsange, want u is vir ons goed, u is vir ons genadig. Amen. Kom geliefdes, kom ons luister na die lofliedere en kom ons geniet dit saam. Prijs die Heer, o my siel,
is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek oor my lied vir U, o Ek hoop julle het die liedere baie geniet. Dit is daarom maar lekker om iets bekends te hoor, want dis mos eintlik half deel van ons identiteit. U ken daardie liedere baie, baie goed. So dankie ook sommer vir die saamsing. Ons gaan vanoggend uit Daniël hoofstuk 3 lees. En ons gaan lees kinders van Daniël se 3 vriende. Nou wonder ek, as julle gou-gou vir pappa en vir mamma kan sê, wat was Daniël se 3 vriende se name? Kyk gou-gou 'n bietjie of julle die name kan kry. Die ene se naam het begin met 'n S. Wie van julle weet wat is sy naam? Korrek, ja, dankie sis. Sadrag. Die tweede een se naam was, begin met 'n M, nie Meyering nie hoor. Mesach. Ja, heeltemal reg. Sadrag, Mesach. En dan was daar 'n derde vriend van Daniël wat sy naam met 'n A begin. En dis ook nie my naam nie hoor. Wat is sy naam? Laat ek gou 'n bietjie hoor. Abednego. Abednego. Sadrag, Mesach en Abednego. Nou weet julle wat? Dit was eintlik nie hulle korrekte name nie. Dit was hulle Babiloniese naam. Nou kom ek, as ek vinnig terugblaai na Daniël hoofstuk 2 toe, dan wys ek gou-gou vir julle wat was hulle Hebreëse naam. Hulle Hebreëse name kry jy in Daniël hoofstuk 2 vers 17. Daar was hulle name Hananja, Misael en Asarja. Hananja, Misael en Asarja. Nou, ons gaan hierdie gedeelte lees en ek lees daar vanaf vers 1 by Daniël hoofstuk 3. Nee, ekskuus, ek het besluit. Ek gaan tog so bietjie, ja, kom ons lees dit daar vanaf vers 1 af. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld gemaak, 30 meter hoog en 30 meter breed.
En dit laat oprig in die Dura-dal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesouriebeamptes, amptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. En so het almal dan bymekaar gekom. Wat het dit so gewerk? En ons lees daar vanaf vers 4. 'n aankondiger het hard geroep. Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Julle moet buig en aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in die brandende oond gegooi word. En dan lees ons daarvan vers 8 af. Die mense het toe nou gebuig, hulle die beeld aanbid, maar iemand het raak gesien dat hierdie 3 vriende van Daniël nie voor hierdie beeld buig nie. En dan staan hier by vers 8, dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. En toe vertel hulle vir die koning, dat Sadrag, Mesach en Abednego, en ek glo Daniël ook, maar ons lees nie nou vir hom in die hoofstuk nie, maar dat hulle 3 geweier het om voor daardie beeld te gaan bid. En toe sê hulle by vers 13, toe Nebukadneser dit hoor, het hy woedend geword, en hy het hierdie 3 manne geroep, en hy het met hulle gepraat, en hy vra daarby by vers 14 sê, is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees, as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van daardie instrumente, en dan noem hy die instrumente, maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle dan uit my mag uitred? O, koning Nebukadneser maak hier 'n verskriklike fout. Hy ken Daniël en sy 3 vriende se God, en nou is hy hier vol bravade, en hy sê, wie sal julle uit my mag uit kan red, as julle dan nou nie voor daardie beeld buig nie? En dan staan hy by vers 16 tot 18, Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Hoekom nie, kinders? Omdat die koning weet, hulle aanbid die God van Israel, hulle aanbid Jahwe, hulle aanbid die verbondsgod. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag, uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Nou staan hier, Nebukadneser het wit geword van die woede vir hierdie 3 manne, en hy het daai oond 7 keer warmer laat maak. En toe vat hy van sy sterkste manne, en hy vra hulle om hierdie 3 jong manne in daardie verskriklike warm oond in te gooi. Daai oond was so warm, hulle sê die wagte wat hulle ingegooi het almal van hulle het gesterf, maar Sadrag, Mesach en Abednego, hulle het toe in die vuur ingegaan. Dis amper asof vir mense dit nie kan geglo nie, maar hulle is in daai vuur in, en kyk net bietjie wat gebeur. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgekyk, en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. En dan gaan roep die koning hierdie 3 manne uit, en as hulle uitkom, dan sal hulle net weer 3, dan word hier geskryf dat hulle klere was nog nie gebrand nie,
hulle hare was nie geskroei nie, hulle het glad nie seer gekry nie, hulle het nie eers na rook geruik nie, sê hierdie gedeelte. En dan vra Nebukadneser vir hulle, nou maar wat het dan nou hier gebeur? En hulle vertel hom dan, en dan sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek dan nou 'n dekreet uit dat alle volke hierdie God van Sadrag, Mesach en Abednego moet aanbid. Ons lees tot sover en ek hoop dat hierdie woord vir julle geseën sal wees, die van u wat u Bybels of u selfone oop het by Daniël 3. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna vers 16 en ook 17 en ook vers 18. Nou geliefdes, weet jy, ek het 'n mate van 'n ongemak in my binneste. En jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek staan nie krities nie en ek wil ook nie veroordelend staan nie. Ek deel 3 gevoelens met u. Weet julle, mamas en papas en kinders, weet julle, dit voel soms vir 'n mens dat daar mense is, kinders van die Here, wat eintlik in 'n sekere sin leef asof God onder hulle beheer staan. En dit maak 'n mens ongemaklik. Want soos wat ek die Bybel verstaan, is dit eintlik die mens wat in die diens van God staan. En dan klink dit soms asof God 'n gelukbringer is. 'n Ander gevoel wat ek ook soms kry, is dat daar ook in hierdie virustyd mense is, wat glo dat God al hulle gebede moet verhoor. So amper asof die Here nie 'n keuse het nie, en dat die Here vir hulle moet gee, wat hy vir hulle vra. Maar geliefdes, dit is ook so, dat 'n mens soms mense teekom, wat inderdaad glo dat hulle niks sal oorkom nie. Bloot omdat hulle so glo, en omdat hulle sê die Here sal 'n mens teen alles beskerm. Maar ek weet nie of dit heeltemal waar is nie. Ek verstaan dit nie so in die Bybel nie. En daarom is dit so wonderlik dat ons vandag, ook in hierdie virustyd, met al sy vrese en vraagstukke, ook met sy ekonomiese probleme, dat ons vandag na Sadrag, Mesach en Abednego se lewe sal gaan kyk. En wat vir opvallend is hoe hierdie ouens hulle krisistyd beleef het, en hoe hulle God hanteer het. Hulle was nie skaam vir die Here nie, hoegenaamd nie, hulle was eintlik onverskrokke. Kinders, dit beteken, hulle was glad nie bang nie. En daarom het hulle die koning eintlik half uitgedaag en gesê, ons sal nie voor jou afgod buig nie, ons sal hom ook nie aanbid nie, want ons aanbid net een God, en dit is die God van Israel. So kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie 3 manne sit met 'n baie groot probleem. Die koning roep hulle in, hy's baie woedend vir hulle, en hy spreek 'n oordeel oor hulle uit in die sin dat hulle in die brandende oond gegooi sal word. En hy sê vir hulle, niemand sal julle uit my hand uit red nie, ek sal julle in die brandoond gooi. Nou wat dink julle? Wat sou hierdie 3 manne se gebede gewees het? Sou hulle gesweet het van angs? Sou hulle bang benoud gewees het? Sou hulle eenvoudig dag en nag, as hulle 2-3 dae oor gehad het, ek weet nie of hulle tyd gehad het nie, maar sou hulle byvoorbeeld aan mekaar gebid het, Here asseblief neem hierdie oond weg, Here asseblief neem ons uit hierdie situasie uit weg, Here ons glo U sal dit doen, en dan moet God dit doen. Nee, weet jy, luister 'n bietjie hier. Hierdie 3 manne sê, hulle sê 'n baie waarde, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit U mag. Nou staan hier, selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, sal ons nie aanbid nie. Nou ek het hier op my manuskrip geskryf, hierdie manne het 'n keuse gehad,
om hulle self, soos ons maar maak, uit die situasie uit te bid. Maar weet jy, hulle het God in hulle situasie ingeroep, en hulle het vir die koning gesê, al doen hy dit nie, maak dit nie saak nie. Ons sal nog steeds hom aanbid, maar ons sal u God of u afgod nooit aanbid nie. En daarom is dit so pragtig, dit is so wonderlik, dat hierdie twee manne 'n besluit geneem het, en dat hulle, hierdie drie manne, dat hulle gebly het by hulle oortuigings. En daarom is dit belangrik dat ons vandag hieroor moet gesels. Want daar is baie voorbeelde in die Bybel, waar mense eenvoudig in die moeilikheid was, en waar hulle gebid het, en waar die Here hulle verlos het, maar ook nie verlos het nie. En so kan ons bijvoorbeeld gaan na Jesaja 43 toe. Jesaja 43 sê, jy moet in jou lewe deur vuur gaan, jy sal in jou lewe deur diep waters moet gaan, en jy sal deur oorvol riviere moet gaan. Met ander woorde, ek en jy, as kinders van die Here, kan ons nie altyd uit 'n situasie uitbid nie. Ons kan ook nie altyd al die goed wat met ons gebeur, sy stap nie. Maar binne die situasie waarin ek is, sê die Here vir 'n mens, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Nou vir julle as kinders, ons weet nie hoe lyk julle lewe vorentoe, en gelukkig is dit nie nodig om dit te weet nie. Wat ons wel weet is, die lewe loop sy pad met 'n mens. Maar wat wonderlik is om te weet dat God 'n mens so lief het, dat hy hom met 'n teken en met 'n ooreenkoms aan jou verbind het, en dat die Here vir jou en vir my nooit alleen los nie. En daarom loop ons lewenspaaie nie soos wat ons dit altyd wil hê nie, maar ons weet, soos wat hy geloop het, is dit die beste manier wat ooit met ons kon gebeur het. En daarom wil ek kyk na die volgende punt. Ons weet, God is by ons. En daaraan moet ons kan vashou. Ons hoef ons nie, en julle weet, 'n mens beleef soms hierdie spanning, dat asof jy nie volledig glo nie, asof jy eintlik maar 'n minderwaardige kind van die Here is. Want jy kan nie so sterk en so oortuigend wees, dat die Here alles gaan doen wat jy vra, en dat die Here in jou diens is, en dat jy niks sal oorkom nie. Nee, weet jy, dis nie die gesindheid nie. Die gesindheid wat God by ons in hierdie teks kweek is om te sê, ek het die mag om dit te doen. Maar die drie manne het gesê, as God dit dan ook nie doen nie, maak dit nie saak nie. Nou kom ons sê dit. Wanneer 'n mens heeltyd met God stoei en heeltyd ongelukkig is met wat hy met jou doen, en as jy heeltyd murmureer, dan is 'n mens ongelukkig. Maar wanneer 'n mens die dag in jou lewe bereik om vrede te maak, selfs met dit wat nie vir jou goed is nie, wat jy dink nie goed is, wat nie vir jou lekker is, dan het 'n mens 'n groot stuk van die koms van die koninkryk in jou lewe beleef. Met ander woorde, mamas en papas, broers en susters, liewe kinders, liewe jong mense, dis nie waar dat die Here alles net sommer doen soos ons vra nie. Dis wel waar dat die Here van ons vra om hom met ons te vertrou, en om ons in sy hande te gaan werp, en vir hom te sê, Here, kom in my situasie in. Here, kom help my waar ek is. Want dit bou karakter. Dan sê mens vir die Here, Here, ek het kanker, maar kom in my situasie in, al genees U my nie. Kom in my situasie in en vorm my geloof. Here, ek is besig om bankrot te speel, want die coronavirus maak my besigheid toe. Maar Here, kom in my situasie in, en kom gee vir my hier waar ek is krag en genade. Ek wil graag 3 getuies met julle deel, en omtrent daarmee afsluit. Ek wil vir julle vertel van een van ons gemeentelede, wat so 3 jaar gelede tydens die droogte vir my gesê het, hy bid anders as ons. En ek het verskriklike waardering daarvoor gehad. Ek vra toe vir hom, hoe bid jy? Hy sê, weet jy wat, ek bid nie dat die reën moet kom nie. Dit moet God self oorbesluit. Maar ek bid dat die Here vir die boere wysheid moet gee, dat hy hulle kreatief moet maak, en dat hy hulle moet vorm in die droogte. Met ander woorde, moenie Here dat die droogte net wyk nie, maar kom in my droogte in, kom boer op my droë plaas,
kom kuier by my, kom leef saam met my, kom leer my en help my. 'n Ander getuienis wat ek net vanoggend raak gelees het, is in die kuier tydskrif. Die van u wat op die elektroniese of op netwerk 24 ingeskakel is, kan dit daar gaan lees. Niemand anders is Johan Stemmet nie. Johan Stemmet se getuienis is nou in die kuier tydskrif. Hy sê dat in 2005 was hy met sy vliegtuig op pad na 'n konsert in Windhoek. En hy op pad soontoe het hulle 'n vreeslike mistigheid en bewolkte weer beleef. Maar hy het geweet sy vliegtuig se stormscope werk nie. Nou ek aanvaar dis soos 'n fish finder, 'n stormscope wat vir jou sê waar is daar 'n storm en hoe jy dit moet moet vlieg. Hy sê dat hy besef dat hier's ergens 'n fout, maar skielik toe werk sy stormscope wat nooit gewerk het nie. En daai stormscope werk en die Here laat vir hom regs verby om daardie storm gaan en heeltyd wys die stormscope vir hom waar die storm is, hier aan hulle linkerkant. En hy het gaan land in Windhoek en hulle was by die konsert en hulle het teruggekom Bloemfontein toe. Die stormscope het sedert of na daai storm ook nooit weer gewerk nie. Hy het nie voor die tyd gewerk nie, ook nie na die tyd nie. Nou vertel Johan Stemmet hoe dat die Here vir hom beskerm het en hoe die Here genadig was. Hy sê, want toe hy terug is in Suid-Afrika, toe gaan hy na sy tegnikus toe en hy sê vir die tegnikus, weet jy wat, dit het met ons gebeur. Daai stormscope het toe daar gewerk, maar weet jy wat, daarna glad nie. Johan Stemmet sê, daai tegnikus het vir hom verstom aangekyk en vir hom gesê, meneer Stemmet, daai stormscope kan nie werk nie, want ek het gedeeltes van sy onderdele uitgehaal om dit te repareer. 'n Mens sou kon bid, Here, haal my asseblief uit die storm uit. Maar die Here het 'n ander oplossing gebring, 'n bonatuurlike oplossing. En dink toe net aan Johan Stemmet se getuienis sedert 2005. Maar ek het 'n laaste getuienis, en die ken julle goed. Dink 'n bietjie aan die Here Jesus. Daar in Getsemane. Toe het hy ook gevra, Vader, laat hierdie bitterbeker by my verbygaan. Maar hy het nie daar gestop nie. En hy het nie gesê, ek gaan nie hierdie bitterbeker hoef te drink nie. Dis alles maar net show nie. Hy het gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan as dit u wil is. So die Here Jesus leer ons om soos 'n stuk klei in die hande van God die Vader te wees. En om werklik waar dan die Here te ontmoet. Geliefdes, moenie probeer bid om dadelik uit jou situasie te ontsnap nie. God wil jou karakter bou. God wil jou seën. God wil vir jou 'n getuienis gee. God wil jou geloof vorm. God wil jou as mens vorm. Hoe kan jy dit vryspring? Jy sal dan die hemele vryspring. Maar as God vir ons vorm en as hy vir ons deur swaar kry, volharding by ons kweek en deur volharding by ons geloof kweek, dan geliefdes moet ons God toelaat om met ons te doen wat hy wil. Ek sluit af. Tannie, daar waar jy dalk in 'n hospitaalbed gekluister lê. Oom, daar miskien by 'n ouete huis waar jou familie al van jou vergeet het. Baie van u wil eintlik uit die lewe uit wegvlug. Ook ons jong mense, ons lees in die koerante van mense wat verlam is of gedeeltelik verlam is. Ons hoor van ons gemeentelede wat finansiëel bekommerd is, wat hulle werksmense moet betaal, wat 'n besigheid weer moet begin uit niks uit nie. En so meer. Kom ons sê vir mekaar. En u ook vir my. Onthou. Vra vir God om in jou omstandighede in te kom. En om by jou te wees. Moenie jouself gespanne maak deur God altyd te wil forceer om jou daar uit te vat nie. En nou stuur die Here vir een van my, ook as gemeente, en vir jou as gelowige, waar jy ook al sit en luister, sê die Here vir jou, gaan na die mense toe, en gaan bedien hulle met die woord van God, gaan bedien hulle met die waarheid, want geliefdes, kerke is leeg,
Nie omdat dominees noodwendig pateties is nie. Maar kerke is leeg, omdat mense teleurgesteld is. Die waarheid is nie noodwendig aan hulle verkondig nie. Gaan dan in vrede. Leef in vrede. Gaan in hierdie coronavirus se tyd aan. Waantoe die Here ook al met ons op pad is. En nooi hom in en sê, Here, kom leer my. Kom versorg my. Kom help my. En om daarbey aan te sluit, gaan ons nou luister na 'n pragtige lied. 'n Lied wat vir jou en vir my baie gaan beteken. Kom ons luister daarna en die woorde is op die skerm, sing lekker saam. Kom ons luister daarna. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
Ek weet u stem saam. Die Here is ons vesting. Die Here is ons krag. Prys die Here, o my siel. Ek bid saam met u. Dierbare Here, vergewe ons, waar ons 'n plek bo u wil inneem. Maar dankie Here vir 'n verhaal soos die van Sadrag, Mesach en Abednego in Daniël 3. Wat vir ons leer, God het die mag en God sal dit wat hy wil. Maar dankie dat hy ons ook leer dat al doen God dit nie soos ons dit vra nie, dis nog reg met ons. Ons sal u as ons God tot na die dood steeds aanbid en dien. Daarom Vader, Seun en Heilige Gees, bid ek nou in u heilige naam u seën toe op hierdie gemeente en op elke luisteraar. Here, dat daar vrede in hulle gemoed sal kom, dat u hulle sal help met wysheid en met insig, met kreatiewe denke en met flinke oplossings, dat u vir hulle sal help binne hulle situasie om hulle omstandighede te kan hanteer. Ons sê vir u Here, ons loof u en ons prys u en ons aanbid u. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, wat die offergawes aanbetref, ek weet dat dit met almal nie maklik gaan nie. Ons besef dit, en ons is saam met u op ons knieë. Maar ons weet ook dat die Here vir baie van ons nog steeds baie goed is. Loof die Here dan ook met u dankoffers, en met u uitgebreide dankoffers wat die kollekte aanbetref. En as u wil, kan u nog 'n rukkie langer luister, want ons gaan afsluit met die Ons Vader. De Preestols gaan vir ons die Ons Vader sing. Die Here seën vir u, geniet die dag en ek sien vir u DV elke oggend, maandag tot Saterdag, sien ek vir u om 6 uur op YouTube. Dankie, totsiens. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergeef